Soos julle kan sien, ek is nie meer hier nie. Ek is Daniel. Ek gaan hierdie geleentheid gebruik om as Daniel net ons aanlyn gehoor te groet. So kerkfamilie kan ons hulle almal net 'n warm welkom gee. Soos wat hulle sal sien ook nou, lyk die diens bietjie anders. Julle is welkom om julle sitplekke in te neem. So as Daniel is ek verskriklik lief vir bid. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar dit is een van my gunsteling goed om te doen. So as julle my eintlik net sal verskoon vir 'n oomblik, ek wil net hierdie geleentheid gebruik om weer 'n gebed op te sê, as julle nie omgee nie, ekskuus. Het jy nie die nuus gehoor nie? Daar's 'n splinter nuwe wet. Niemand mag tot enige God bid nie, net tot die koning self. Hi Laura. Ek het gehoor, maar dit maak nie saak nie. Ek gaan nog steeds tot my God bid. Jy gaan in moeilikheid kom. Die koning se manne hou jou dop. En as hulle sien jy bid tot 'n ander god, gaan jy in die leeukuil gegooi word. Dan sal ek vir God in die leeukuil ook vertrou. Hy's of ongelooflik dapper, of ongelooflik mal. Here, U is my beskerming. Dankie dat U magtiger is as enige wet en meer krag het as enige koning. Jy bid weer. Ag nee, hulle gaan uitvind. Te laat, hier kom hulle. Die koning sê jy moet vanaand in die leeukuil gegooi word. Dan sal ek vanaand op God vertrou. Dink jy God gaan jou veilig hou? Hierdie leeu's doen nie veilig nie. Hulle doen etenstyd. Laura, dalk vas hulle vanaand. Jy maak grappies op 'n tyd soos die. Goed dan, ek gaan saam met jou. Iemand moet seker maak jy word nie aandete nie. Welkom by die leeukuil. Uitstalling nommer 1. Honger leeu's. Moenie te veel beweeg nie. Moenie seisoene ryk nie. En wat ook al jy doen, moenie dit doen nie. Here, U is my toevlug en my beskerming. Here, ek vra dat U hierdie leeu se monde sal toemaak en hulle sal vasbind. Here, dankie dat U my altyd sal beskerm. Hoor julle dit? Hulle brul nie meer nie. Hulle purr. Ja, God is 'n engel gestuur. Hulle kan my nie seermaak nie. Ongelooflik. Jy's in 'n hok vol leeu's en ek's die een wat bewe. As jy op God vertrou, het vrees geen plek in jou lewe nie. Jy weet, ek dink jou God is die real deal. Geen triks, geen hokke, geen plan B, net geloof. Hy is die lewende God. Hy beskerm die wat op hom vertrou. Dis oggend. Jy hele nag oorleef. Daniel, jy's lewendig. Is dit nie wat ek gesê het nie, Laura? As jy op God vertrou, sal hy jou beskerm. Hulle lê net daar, kalm en rustig. Ek kan 'n petting zoo oopmaak. Ek sou dit eerder nie toets nie. Jy's reg. Maar ek dink ek gaan ook op jou God begin vertrou. As hy daai ouens kan hanteer, kan hy verseker my probleme ook hanteer. Jy's reg. Wanneer ons op God staat maak, sal hy ons dra in elke omstandighede. Hy dra ons in elke oomblik en ons hoef nie te vrees nie. Jy weet, dis die soort lewe wat ek wil lewe. 'n Lewe saam met God. 'n Lewe sonder vrees. Hallo. Ek sien julle vir die eerste keer vanoggend. Ek gaan julle 'n vraag vra. Okay. Was Daniel bang in die leeukuil? Nee, hy was nie bang nie. Hoekom was Daniel nie bang in die leeukuil nie?
Want hy het in God vertrou. Ja, wat het God gedoen om hom te beskerm? God het 'n engel gestuur om die leeu se bekke toe te maak. In Daniël 6 vers 23 sê dit, my God het sy boodskapper gestuur, hy het die leeu se bekke toegesluit, sodat hulle niks aan my kon doen nie, want ek het niks verkeerd teen hom gedoen nie. Ook teen die koning het ek geen oortreding begaan nie. Daniël het niks verkeerd gedoen nie, en God het gesê, wanneer hy in hom glo, sal hy ons beskerm, maar God beloof dit nie net vir Daniël nie. God beloof dit vir elkeen van ons vandag. Ons het 'n groot idee elke week wat ons bespreek met ons kids. Hierdie week sin is, ek is nie bang nie, God is by my. Graag vir Keen gee om die aktiwiteit te verduidelik. So ons doen ook elke week 'n aktiwiteit saam met die kids en is julle reg om die aktiwiteit te doen? Ek wil gou hê, voordat ons daarmee begin, sal julle almal gou saam met my die groot idee sê vir vandag. 1, 2, 3. God is by my. Well done, well done. Volgende keer wil ek graag die ouers uitnooi om dit saam met ons te sê. Maar soos wat julle daar sit, kom spring op, ons gaan 'n lekker aktiwiteit doen. Dames en here, van julle sal weet julle het 'n papier gekry vanoggend. Ek wil graag hê julle moet daai papier vorentoe bring en dit gee vir een van ons wonderlike assistente met 'n oranje hempie. So wat die kids vandag gaan doen is julle gaan daai papiere vashou en hier voorkom staan en julle moet vir ons die groot idee uitspel. Daar is 'n woord op elke papier en julle moet so in volgorde kom staan met die papiere in die lig. Maak dit sin? Die assistente gaan julle nou kom help. So ouers, soos wat hulle nou besig is met hierdie verskriklike ingewikkelde aktiwiteit, wil ek graag met julle deel dat hierdie boodskap is nie net vir jong mense nie. Soms ons as volwassenes voel ook vrees. Dit lyk dalk nie dieselfde as 'n kind se nie, dis dalk nie 'n vrees vir die donkerte nie of vir leeu's nie, maar ons het 'n angstigheid en vrees vir dit wat die toekoms inhou. En ek wil julle uitdaag, net soos wat die kinders vandag moet onthou dat hulle nie hoef bang te wees in enige omstandighede nie, wil ek hê julle moet besef dat julle ook nie hoef bang te wees nie. God is by julle. Dit lyk asof hulle amper daar is. Kan ons asseblief vir die jong mense 'n cheer gee? Nou, ek kan nie so mooi lees van hierdie kant af nie, maar julle moet my asseblief uithelp hierso. Sal julle dit saam met my kan lees? 1, 2, 3. Okay, kan ons 'n hand gee vir die kids? Well done julle. Julle is welkom om daai papiertjies terug te gee vir die juffrouens en dan kan julle weer julle sitplekkies inneem. Dankie, Liebert. Soos wat ek hierdie verhaal van Daniël in die leeukuil gedoen het, of gelees het al eintlik iets by my vasgesteek. Natuurlik die groot idee wat is, ek is nie bang nie, God is by my. Maar iets wat vir my uitgestaan het van Daniël se karakter, is die feit dat hy buitengewoon bekwaamd was. Hy het die koning gedien op so 'n manier dat hy uitgestaan het bo die mense rondom hom. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees. Dit is Daniël 6 vers 4 tot 6. En dit sê, hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink
bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom vir die hele koninkryk aan te stel. Om oor die hele koninkryk aan te stel. So Daniel het so uitgestaan, dat die koning hom wou beloon het. Dit spreek iets van sy karakter. En soos wat ek het gedoen het, toe besef ek net, dat soms werk die Here so in ons en deur ons, dat ons uitstaan bo ander mense, of uitstaan rondom die wêreld om ons. En ons word meer raak gesien as die mense om ons. En ons word uitgedaag op ander maniere. Maar Daniel het nie toegelaat dat dit wat ander mense van hom dink, hom beïnvloed nie. Ek wil verder lees Daniel 6 vers 5 tot 6. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniel probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het. Maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniel was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniel kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. So dit is wat gebeur het, wat in Daniel se hart aangegaan het, vir die ander mense om te besluit, hulle wil hom teiken. Dis hoekom hy in die leeukuil opgeëindig het, is omdat hy betroubaar was en dat daar geen nalatigheid of onreëlmatigheid in hom was nie. So hy het op so 'n manier opgetree dat die wêreld teen hom gedraai het. En dit het veroorsaak dat die wêreld hom wil straf. Maar deur dit was hy nog steeds nie bang nie. Hy het vasgestaan in sy waardes. En dit is die titel van die punt wat ek wil maak vandag. Staan vas in jou waardes. So Daniel het alle geleentheid gehad om op te hou bid, om op te hou vir God lewe, net vir 'n kort tydjie, terwyl die tyd verbygaan en hy okay sou wees. Maar hy het vasgestaan in dit wat hy glo en in sy waardes. Dit het my eintlik laat dink aan iemand anders in die Bybel, Paulus. Hy was in 'n soortgelyke posisie en reg deur sy gevangenis het hy ook positiwiteit en standvastigheid gepreek en geskryf. Ek wil 'n stukkie uit Kolossense ook aanhaal en dis Kolossense 3 vers 23 tot 25. Paulus skryf, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. So beide Paulus en Daniel se karakter kom deur. En hulle sê eintlik net, dat maak nie saak waardeur jy gaan nie, en wat se posisie jy is nie, en wat se omstandighede jy is nie, staan vas in dit wat jy glo, want jy sal beloon word daarvoor. Soms word ons bang om vir ander mense te wys dat ons lief is vir God. Soms word ons bang om te wys dat ons nie die wêreld se waardes het nie. Maar ons kan sien deur Daniel en deur Paulus dat God by ons is en dat ons nie hoef bang te wees nie. Maak dit sin? Amen. Amen. Dankie Keen. Keen en hy so mooi gepraat van die beloftes wat God vir ons gee. En een van die beloftes wat hy gee is dat hy altyd by ons sal wees. Dat hy elke tree en elke oomblik saam met ons is, maar nie net by ons nie, maar voor ons gegaan het. Voor ons gegaan het hy ons pad oopgemaak en hy het dit wat die Here vir ons wil doen, het hy vir ons reg gekry. Daniel het met daai belofte in daai leeukuil ingestap.
Sou hy nie daai belofte gehad het nie, sou hy nie daai geloof gehad het nie, kan ek julle beloof die stories het anders gelyk. Ek kan nie dink dat enige normale mens sonder die Here in daai leeukuil ingestap het en lewendig uitgestap het nie. Daniel was vas oortuig in sy geloof. Hy was vas oortuig dat wanneer hy die Here nakom, 3 keer 'n dag op sy knieë gaan die Here hom bless en hom red, want dis wat God hom beloof het. Hy het 3 keer 'n dag op sy knieë gegaan ten spyte van 'n wet, ten spyte van 'n koning wat ook gestres is, omdat hy eintlik vir Daniel lief het, maar 'n wet geteken het en dis wat moet gebeur. En Daniel het sy geloof 'n stapie verder gevat en gesê, dis wat ek glo en ek stap met vrede in daai leeukuil in. Vrede wat ons ook het. Vrede wat ons ook kan vat, want ons het die verantwoordelikheid om die woord wat die Here vir ons gee te vat en te neem en in jou hart vas te maak. So wanneer God in die Bybel vir ons sê dat hy by jou is, moenie vrees nie, dan is hy by jou, want dis wat hy vir ons beloof het. As jy jou geloof op 'n punt kan kry waar jy ook kan wees soos ek sal in 'n leeukuil instap, want God is daar. Net bygesê Daniel in die leeukuil gestap met die Here. Moet nou nie in 'n leeukuil instap nie asseblief. In Jesja 1 vers 9 sê dit: my opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Nie net beloof God dat hy by ons is nie, maar hy beveel ons om dapper te wees. Hy sê, moenie dapper wees nie, wees dapper, moenie huiwer nie. Dis 'n bevel van die Here af, want hy is daar. Hy is by ons, altyd. Maak die belofte vas in jou hart. Daar's vele ander beloftes wat die Here vir ons gee, maar dis 'n groot een. Ons het elke maand 'n onthou-vers, so elke 4 weke leer ons een vers wat by al die temas vir die maand pas. Hierdie maand sin is Naam 1 vers 7. Die Here is goed. In tye van nood is hy 'n veilige vesting. Hy beskerm elke mens wat op hom vertrou. Vertrou is wat Daniel gedoen het. Vertrou toe hy nie die wet gevolg het nie, maar op sy knie gegaan het en gebid het. Het hy vertrou. Hy het vertrou toe hy in die leeukuil gestap het, maak nie saak wat die ander mense gesê het nie. En hy het uit die leeukuil uitgestap met 'n storie. Maar ek wil hierdie draai vir 'n oomblik en vra, as jy glo dat God by jou is, vertrou jy dat hy by die mense is naaste aan jou? Vertrou jy dat hy jou kinders veilig hou, dat hy jou familie veilig hou, dat hy nie net by jou is nie, maar almal wat jy liefhet, want ek dink dis soms moeiliker om te vertrou dat die Here by die ander mense ook is en nie net by jou nie. In hierdie selfde storie is daar iemand wat gestres is terwyl Daniel in die leeukuil inloop, en dis die koning. En in Daniel 6 vers 19 sê dit, die koning is toe terug na sy paleis toe. Hy het daardie aand niks geëet nie. Daar is nie soos gewoonlik vir hom musiek gemaak nie. Hy kon ook nie daardie nag slaap nie. Die koning het die wet geskryf wat Daniel nie nagekom het nie, maar hy is die een wat hy so gegaan het, en hy was bekommerd. Hy was nie die eerste een in die leeukuil nie. Maar hy was bekommerd vir Daniel se part, want hy was lief vir Daniel. Maar Daniel het vertrou en in die leeukuil gestap, en hy was, in die storie sien jy dat die koning die volgende dag hardloop om te sien of Daniel lewe. Hy kon nie die hele nag slaap nie, so gestres was hy. Maar hy stres oor iemand wat glo dat die Here by hom is. Daar's nog 'n storie in die Bybel van Lazarus. Jesus was baie lief vir Lazarus, en hy was besig om te preek, en sy Lazarus se 2 sissies het 'n boodskapper gestuur na Jesus om te sê Lazarus is besig om dood te gaan, hulle het Jesus nodig, en Jesus het vir hulle gesê, gee my 'n oomblik, hy sal nie doodgaan nie, en die Here sal verheerlik word, en hy het 2 dae daar gebly. Toe hy na Lazarus gegaan het, het sy sussie Maria vir hom gesê, Jesus, hy's dood.
jy's te laat en ek wil graag die versie lees wat Jesus vir die boodskapper gesê het en dis Johannes 11 vers 4. Jesus het die boodskapper gestuur en gesê, hierdie siekte gaan nie op die dood uitloop nie, maar vind plaas om die heerlikheid van God sigbaar te maak, sodat die Seun van God daardeur verheerlik sal word. Jesus het Lazarus se storie gebruik om te wys dat hy krag het, dat hy daar is, dat hy 'n wonderwerk in sy lewe kan doen. Nie net in Lazarus se lewe nie, maar almal wat daar was om die storie te sien, en dan was die storie in die Bybel geskryf en ons lees hom. Jesus is daar by elkeen van ons en hy is daar by die ander mense ook. So ons het nie nodig om in ons eie vermoë iemand anders altyd te help nie. Wat ons nodig het om te doen is by Jesus se voete te gaan sit en sê, Here, ek het nie hierdie probleem nie en dis nie my probleem nie, maar vat hom asseblief. En wees daar by hulle en wys u heerlikheid vir hulle. Nie myne nie, maar u sin. Los dit in God se hande en hy sal ons lei. Hy sal ons lei hoe om te help, wat om te doen. Maar vertrou dat God nie net by ons is nie, maar by die mense naby aan jou ook. Elvis, kan wees nie, kan aanhou praat. Kan ons vir 'n lekker hande klap gee? Heel af. Goed. Ek sien Laura het nie laag gekry nie, ek gaan net gou 'n notas klom op as julle gemaklik is. Kindertjies, het julle dit geniet? Ja. Is julle bang vir leeu's? Nee. Is julle bly dat die Here getrou is, dat hy julle liefhet, dat hy julle bewaar, dat hy 'n vaste fundament is? Is dit vir julle lekker en hallo kids? Kan ek julle vra om vir Ken en Laura 'n lekker hande klap te gee? Ons het 'n toewyding vanoggend en voor ons ingaan wil ek net gou 'n woord in jou hart vasmaak en eerstens wil ek vir jou sê dankie. Dankie dat jy bereid is om jou hart oop te maak om te kan sien wat gebeur in die kinderkerk. En ek ons kan partykeer as volwassenes so vinnig verloor dat God 'n God van generasies is en dat die Heilige Gees wat in my is en die Heilige Gees in jou is ook die Heilige Gees wat in hulle is. En dat hierdie kinders dieselfde toegang het tot die teenwoordigheid van die Here. Dat hulle dieselfde toegang het tot sy wysheid. God is nie meer lief vir ons omdat ons ouer is nie. Amen. Jesus sê die volgende. Hy sê moenie die kinders weghou nie. Jesus self sê moenie die kinders weghou nie. Met ander woorde, wanneer ons geleentheid soos hierdie het, kom ons geniet dit as 'n kerk, kom ons deel in wat die Here doen in hierdie kinders se lewens. Weet jy dat God net so lief is vir hulle soos vir ons? Daniel was waarskynlik teologiese jong man tussen die ouderdom van 14 en 17. 'n hoërskoolseun gekies deur die Here om die koers van 'n nasie te verander. En die woord sê Daniel het in sy hart vasgemaak. Hallo kerk, ek wil vanoggend vir jou vra, wat het jy in jou hart vasgemaak vir die seisoen? Wat het jy in jou hart vasgemaak vir die volgende generasie? Is ons op ons knieë besig om te bid en te sê, Here, help my met my probleme, Here, help my met die pad vorentoe, of maak ons spasie en tyd om te sê, Here, dankie dat U 'n volgende generasie oprig. Dankie vir die voorreg wat ons het om in hulle lewens in te spreek, om 'n verskil te maak met hoe verander jy 'n land? Jy verander 'n volgende generasie. Hoe verander jy 'n kerk? Jy bou 'n generasie. Ons gesê 'n kerk sonder erfgename, 'n kerk sonder 'n volgende generasie is soos 'n huis sonder erfgename. Hallo kerk, dit is geen punt vir ons om te groei in wat die Here in ons wil doen as ons dit nie oordra na die volgende generasie toe nie. Reg deur die woord van God sien ons generasie op generasie op generasie. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons harte sag te maak met wat die Here doen in Hallo Kids en in hierdie kinders se lewens, sodat 'n volgende generasie kan opstaan en sê ek kies Jesus. Ek kies om my hart vas te maak dat ek weet die Here in beheer is, ongeag die omstandighede in hierdie land, ongeag wat deur ons koppe gaan, wanneer ons goed sien, wanneer ons goed lees, God is God en God is getrou en niemand gaan dit verander nie. Amen. Dankie Skarabel. Sy sê amen. Ek wil graag net hierdie geleentheid gebruik om vir jou te illustreer dat God is 'n God van eenvoud.
Dis eenvoudig om te kan doen wat ons vanoggend gedoen het. Wanneer die woord sê, al julle volke klap julle hande en juig tot eer van God, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, dan is dit veronderstel om so te lyk. Net mense wat by mekaar kom, hulle hande optel en sê, hier is ons, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde. Miskien is jy vanoggend vir die eerste keer hier en jy het dit gemis, maar die woord sê, en God sê, kom ons skep die mens. Ons, God, Jesus, Heilige Gees. Die eerste ding wat God skep, voor hy 'n kerk skep, voor hy 'n altaar skep, voor hy 'n nasie skep, is hy skep 'n familie. Want God se hart was altyd vir families, God se hart was altyd vir generasies, God se hart was altyd vir die mens, om op 'n plek te kom en sê, Here, dankie dat ons weet, dat ons nie kan nie, maar U kan. Want U is getrou. En wanneer kinders dit bely, wanneer dit sing, wanneer dit beleef, en wanneer dit illustreer, dan word ek en jy herinner, dat geloof nie kompleks is nie. Kinders wys ons om sonder voorbehou te vertrou. En kerk, kan ek jou uitdaag in die volgende seisoen om sonder voorbehou te vertrou. Amen. Om sonder voorbehou te vertrou. Om te sê, Here, dankie vir U getrouheid. Dankie vir U liefde oor my lewe, dankie vir beloftes oor my lewe. Dankie dat ek vanoggend kon sien dat U 'n God is van generasies. Dat U hier is, dat U teenwoordig is. En ek kies vandag om my hart oop te maak en op U te vertrou. Want ek weet ek het 'n toekoms in hierdie land, want U is in beheer. Ek weet my kinders het 'n toekoms in hierdie land, want U is in beheer. Glo jy dit vanoggend? Sonder voorbehou. Of het jy 'n lang lysie wat sê wanneer en wanneer en wanneer. Wanneer dit so gaan, dan moet ek skuif. Het ons 'n lysie? Moenie stil raak op my vanoggend nie. Ek wil jou uitdaag vanoggend om sonder voorbehou die Here te vertrou oor die beloftes oor jou lewe. Want God het elkeen van ons gekies. Net soos wat hy Daniel gekies het om 'n verskil te maak in 'n nasie, het hy my en jou gekies om 'n verskil te maak in hierdie gemeenskap, om 'n verskil te maak in hierdie kinders se lewe, sodat God se naam verheerlik kan word. Ons is een familie. En wanneer kinders teenwoordig is, sien ons nie net die volgende generasie nie, ons sien ook die beeld van God vir die kerk nou. Die wysheid van volwassenes, die geloof van kinders en die krag van die Heilige Gees. Amen. Voor ek vir Keen oorgee, wil ek net vinnig van hierdie geleentheid gebruik maak. As jy vandag vir die eerste keer by Hallo Kerk is, of vir die eerste keer dalk in 'n kerk is, of jy was dalk in jou lewe baie in kerk, maar jy het nog nooit 'n geleentheid gehad om net te sê ek kies Jesus nie. As jy nog nooit jou hand opgesteek het en gesê het, Here, vandag neem ek 'n besluit om my hart vir Here te gee nie. Vandag kies ek om my lewe aan U toe te wy. Ek wil vra dat elke oog toe, elke hoof gebuig. As jy hier is vandag en jy het nog nooit daai geleentheid gehad nie. Nog nooit in jou hart net vasgemaak en gesê ek kies Jesus nie. Met elke oog toe, wil ek jou vinnige oomblik gee om net jou hand op te steek en te sak. Mag jy nie vorentoe roep nie. Ek wil jy net vir my vinnig jou hand opsteek en omsak. Dankie Heilige Gees. Here, dankie vir U liefde hier, dankie vir U teenwoordigheid. Ek gaan vra dat ons as 'n kerkfamilie hardop saam sal bid. Jesus, ek glo dat U die Seun van God is. Dat U gesterf het aan 'n kruis om vir die prys van my sondes te betaal. Ek weet dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. En ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak en om U in te nooi. Here, dankie dat ek weet dat my naam ook nou in die boek van lewe geskryf is. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap.
As jy jou hand opgesteek het vanoggend, wil ek jou graag verwys na 'n skakel agter my. Ek kies Jesus. Vir 2 redes. 1, ons wil graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil jou help met die volgende stap. Dan gaan ek jou aan oorgee en dan gaan ons die laaste lied van aanbidding sing. En dan gaan ek jou ook 'n geleentheid gee vanoggend om 'n offergawe te gee as deel van ons aanbidding, soos ons die laaste lied sing. Amen.